middelvlei handeklap. Welkom hierso. Ons glo dat die Here julle hiernatoe gestuur het met 'n doel en ons bid dat God se wil sal geskied in ons lewens. Is daar nog iemand? Almal is welkom hierso. Baie welkom meneer daar agter. Wat is jou naam? Willem, baie welkom hoor. Die een wat langs jou is en agter jou, die van julle wat nog mekaar nie gegroet het nie, kom ons groet net mekaar, sê hallo, welkom in die huis van die Here, baie welkom. Die woord van die Here, ek was bly toe hulle vir my sê, kom laat ons na die huis van die Here toe gaan. En elkeen wat hier is, Johan en elkeen, die Here ken julle by die name. Welkom Willem. En kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Die naam bo elke naam. Dankie Here dat U 'n afspraak het met elkeen van ons. Here, ons verklaar dat ons sonder God niks kan doen nie. Ons bid Here dat wat hier gebeur vandag tot eer van U naam en U naam alleen sal wees. Ek bid vir elkeen Here, ek bid vir myself, ek bid dat ons anders sal uitgaan as wat ons ingekom het. Ek bid vir 'n Engelse woord, 'n encounter with God. Dankie Here dat U hier is. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die werking van die Gees. Dankie vir die liefde en die genade. Amen en amen. So is almal nou reg om die woord van die Here te ontvang. Vandag gaan ek bietjie die sequence, wat is die sequence? Wat is die Afrikaanse woord vir sequence? Die orde bietjie verander. Ek wil begin laas week toe ek die laaste woorde wat ek gepraat het, toe ons hier uitgegaan het, toe ek gesê het, God se wil, ons het gepraat oor God se wil, toe het ek gesê, as jy God se wil soek, dan moet jy vir God vra, wat is jou wil? En die van julle wat gevra het, ek is hoop en ek vertrou, dat julle God se wil vir julle lewe gekry het. Vandag begin ons met die eerste gedeelte van aanbidding. Vandag is dit eintlik die eerste van hierdie 5 goeters, aanbidding. Ek wil met julle praat deur die genade van die Here onder leiding van God se Gees oor aanbidding. Nou baie keer as mens vra wat is aanbidding en hoe werk aanbidding, daar's altyd 'n verskillende manier, elkeen sê anderste. Maar ek wil vir julle vanoggend sê wat sê die woord van die Here vir aanbidding. Aanbidding is 'n uitdrukking van liefde. Aanbidding is 'n uitdrukking van liefde. Aanbidding is 'n liefdesverklaring en 'n liefdesverhouding met 'n lewendige God. Aanbidding beteken God het jou geskape, my broer en suster, om jou lief te hê. Hy het vir jou geskape om 'n liefdesverhouding met hom te hê. Dit beteken dus om God lief te hê. Ons is geskape deur God want hy het ons lief met 'n ewige liefde. En aanbidden beteken om God lief te hê. Dit is die belangrikste deel van jou lewe. Om God lief te hê is die belangrikste deel van jou lewe. Dis eintlik die begin van jou lewe. Om lief te hê omdat jy lief gehê is en dit word aanbidding genoem. Ek wil haar weer herhaal. Om lief te hê omdat jy lief gehê is, dit is wat aanbidding beteken. Nou hoe werk aanbidding dan? Wat 'n manier, daar's 2 maniere, daar's net 2 maniere hoe ons aanbid. En ek wil vir julle lees in Johannes 6 vers 4 tot 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so aanbid. Jesus het vir die Samaritaanse vrou gesê by die put, God soek mense, God soek mense wat hom aanbid. So daar's 2 maniere van aanbidding, gees en waarheid. En vers 24 sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek gaan nou daaroor praat. Ek gaan net Markus 12 vers 30 lees. En Jesus sê, en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele verstand, met al jou krag. Dis die eerste gebod, die belangrikste ding. Dis waar godsdiens begin. Dis waar ek en u begin, om God lief te hê. Ons moet God lief hê. En as ons nie God lief het nie,
dan is die aanbidding 'n probleem vir ons, want dan verstaan ons nie aanbidding nie. En baie van ons, ek wil net praat oor hierdie gedeelte waar Jesus vir ons gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en hy het gesê daar's twee maniere, jy deur gees en deur die waarheid. Hierdie gees wat daar staan is in 'n klein letter. Ek en u ek het mos 'n liggaam, 'n siel en 'n gees, en ek moet God aanbid met my gees. My gees, God se gees kom in my gees, en dan word God se gees my gees, en dan aanbid ek God in gees. Met my gees, onder leiding van God se gees. En in waarheid, die woord van die Here is die waarheid. So, daar's twee maniere, deur my gees en in waarheid. Dis die enigste manier. Baie jare terug, seker 40 jaar terug, het ek 'n ander beroep gehad, en dit was my werk om dwelmverslaafde mense te arresteer en dit. En ek wil julle net vertel, dis 40 jaar terug seker, vandag is dit baie erger, hoe dit gewerk het daar. Daai mense, hulle noem dit nightclubs, hulle het dit oopgemaak, 9 uur in die aand, dit begin altyd in die aande, 9 uur, nooit in die dag nie, dis altyd in die nag. Dan het hulle die deure oopgemaak, dan die jong mense gestroom daar, en dan het hulle musiek gespeel, en hulle het genoem hierdie doef musiek. Musiek speel 'n belangrike rol in aanbidding. En daardie mense op daai tyd, ek dink is nou baie erger. Ek praat van 40 jaar terug toe ek jong was om daai mense te arresteer. En dan is daar sulke donker ligte en hulle speel die musiek en hulle gebruik dwelms daar. Jy kry die reuk van dwelms, jy kry die reuk van drank, en dan speel hulle daai musiek tot vroeg in die oggend. En daai tyd het hulle ander musiek gespeel, hulle noem dit headbanging. Hulle stamp hulle koppe en hulle gaan te kere en hulle gebruik dwelms. Die woord van die Here sê ons moet God aanbid in gees en in waarheid. Daardie mense het eintlik die duiwel aanbid in gees en met hulle gees. En hulle het hulle koppe gestamp, hulle gebruik dwelms en hulle se klaar dwelms gebruik het, dan lê hulle, daar was iemand 'n plek wat hulle genoem het 'n chill out plek waar hulle lê en as hulle weer wakker word, dan spring hulle weer op. So hulle het die duiwel aanbid met hulle gees en in leuns. En dit gebeur vandag nog. En ons moet ons kinders teen hierdie goeters bewaar. Hoekom sê ek dit? Ek wil net die verskil gee van God aanbid wat ons gaan doen in gees en in waarheid en wat die wêreld doen. Die duiwel steel van ons en hulle gebruik daai metodes. Ek is seker is vandag baie erger. Ek praat regtig van omtrent 40 jaar terug. En dit was in Hillbrow, ek weet nie wat nou aangaan nie. Dis nog erger, alles word erger. Die slegte goed word erger, maar die Bybel sê as die slegte goed erger word, word die beter goed beter. Kan ons sê amen daarop? En ek wil hê as ons hier uitgaan, dan moet ons mooi verstaan wat is aanbidding. Aanbidding is dus 'n liefdesverhouding wat ek met God het, en ek aanbid hom op verskillende maniere. En wanneer ons praat oor aanbidding, wanneer ons praat oor sang is eintlik 'n belangrike ding in ons aanbidding, ons as Christene se aanbidding. Maar daar's baie mense en baie mense wat dit verkeerd verstaan. Ek het al gehoor mense wat na die kerk toe kom, hulle is amper net soos die kospakkie projek. Ons gee kospakkies vir arme mense, en dan sê hulle nee, daar's 'n ander kerk waar beter kospakkies gee, ons gaan liewer soontoe. So hulle gaan liewer na 'n ander kerk toe om beter kospakkies te gee. Musiek is baie belangrik. Daar's mense wat vir my gesê het, pastoor, ek wil nie weer hier kom nie, want julle sing verkeerde liedjies, julle sing die ou liedjies, ons wil die nuwe liedjies sing, of julle sing te hard, julle sing Engels en ons wil Afrikaans sing en alles. As aanbidding gaan oor jou probleem met liedjies, my vrou het my nou die ander dag gesê, weet jy, en ek het dit ook ervaar, wanneer voor ek nog die Here toe kerk toe gegaan het, as ek by die kerk kom en ek is nie tevrede met die sang wat daar gebied het nie, weet julle waar is die probleem? Die probleem was by my. En as ek huis toe gaan, dan weet ek het nie lekker gevoel by die huis nie, en toe ek by die kerk kom en hulle speel nie lekker liedjies nie, toe is ek sommer ontevrede. Daar's mense wat gekom het en dis hoekom ek nou eers begin preek. Daar's mense wat vir my gesê het, ek wil nie kom nie, ek wag eers tot die musiek klaar is, want die musiek is nie lekker nie. Kinders van die Here, die musiek gaan nie oor jou nie. Die musiek gaan oor God. En dis hoekom ek eers begin praat om vir julle te vertel, as die musiek oor jou gaan, dan jy 'n probleem met aanbidding. Want die musiek gaan nie oor jou nie. Hoekom moet die musiek oor my gaan? Hoekom moet ek sê ek het nou lekker gesing, dit was nou heerlik, praise en worship. Praise is mos aanbiddingsliedjies, wanneer 'n mens spring en
Worship is meer stil liedjies. Ons moet verstaan vanoggend elkeen wat in hierdie kerk is, dat aanbidding gaan oor God. Aanbidding gaan oor God. En as jy dit verstaan, dan sal jy ook anders te verstaan hoe werk aanbidding. En hoe is dit? God het 'n verliefdesverhouding met jou. Hy's lief vir jou. En omdat ek lief is vir die Here, daarom sing ek vir hom. Ek sing nie vir my nie. Dit gaan nie omdat ek lekker wil voel nie. En dit is so, dis goed om lekker te voel, is dit nie so nie? Dis lekker, dis normaal. Mense wil graag lekker voel. Ek wil lekker voel, want ek wil voel, dit gaan goed, dis lekker, ek juig en ek spreek en ek sing tot eer van die Here. 2 maniere het ek gesê, deur die Gees en die waarheid. En wanneer jy 'n liefdesverhouding met God goed, dit is aanbidding. Dit is wanneer God vir jou sê, ek het jou lief. Ek het jou lief, en jy vir God sê, ek het vir jou lief. Vir sommige mense is dit moeilik om te sê, miskien het hulle nog nie ware liefde ervaar nie. Dis moeilik om dit uit te spreek, om vir iemand te sê, ek het jou lief. Ek weet nie hoe julle groot geword het nie. Ek het groot geword, my pa was 'n wonderlike man, en ek wil ook 'n wonderlike man vir my kinders wees, maar ek kan nie onthou dat my pa ooit vir my gesê het, hy het my lief nie. Dit is nie nodig om vir iemand te sê, ek het jou lief nie, jy kan dit wys deur jou optrede, en hy het dit gewys. Hy was 'n man wat geprovide het, soos ek ook wil wees, en ons almal wil wees. Maar manne, ek wil vir julle sê, julle moet ook vir julle kinders sê, julle is lief vir hulle. Julle moet vir hulle sê, julle is lief vir hulle, dat hulle dit kan hoor, dat hulle dit kan ervaar. Dis aanbidding vir God, want God het vir my kinders gegee, en hy wil vir my hê, ek moet vir hulle sê, ek is lief vir hulle. Verhoudings, dis belangrik, en ons moet seker maak dat ons vir mekaar sê, ons is lief vir mekaar. Dis moeilik vir iemand om te sê, ek is lief vir jou, want baie keer hierdie woord van lief wees vir jou, het al baie mense baie probleme gegee, want ek kan nie vir my kind sê, ek is lief vir jou nie, en môre is daar moeilikheid tussen ek en hy, en ek verlaat hulle, en sê, maar pa, jy dan gesê, is lief vir my, en nou waar gaan jy nou heen? Dis die lewe, dis hoe die lewe is, verhoudings en goed. En ons moet aanhou om mekaar lief te hê. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet lief wees vir God. En ons moet daaroor praat. Ons moet nie stil bly nie. Ek wil net vir julle vra hier wat julle sit. Ek het nou gesê, ek glo nie my pa het vir my gesê ooit is lief vir my, maar ek het geweet hy is lief vir my. Het julle al vir julle kinders gesê ek is lief vir hulle? Het jou pa vir jou gesê ek is lief vir jou? Dit is aanbidding. Dit is so. Ek wil nie julle met hande opsteek nie, en ek het al baie gehoor dat dit seminare gehou, dan sê hulle, wie het jou pa ooit vir jou gesê is lief vir jou? Wie van julle se pa het nog nooit vir julle gesê is lief vir jou nie? Steek op jou hande. Dan sien jy, daar's baie mense. O, nou gaan die hande sommer op so. Ek het nie bedoel jy met jou hande opsteek nie, maar as jy dit opgesteek het, is goed. So wanneer jou pa nog nooit gesê het hy is lief vir jou nie, en het jou hand opgesteek, dan het jy 'n probleem soms met aanbidding. Mense het jou teleurgestel. Jy het saam met iemand 'n verhouding gehad. Hulle sê ek is lief vir jou. Dan verlaat hulle jou en alles. Aanbidding, onthou, die Here sê ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek is met jou. Ek is daar vir jou. Ek gaan jou bystaan in alle opsigte. En hierdie verhouding wat skeef geloop het, hierdie goed maak dit vir ons moeilik om te aanbid. En dan sê mense, maar die Here het my verlaat, hy het so en so aan my gedoen, en mense het seer gekry, mense is verwerp en alles, en aanbidding is om hierdie goed reg te maak, in God se teenwoordigheid. Weet julle wie kan dit regmaak? Net die Here. En ek weet, ek moes eendag in my lewe na my kinders toe gegaan het, en vir hulle almal gesê, ek was 'n afwesige pa, terwyl ek besig is om skelms te probeer vang, is my kinders afhand. My dogter het nou die dag gesê, maar ek het daddy issues gehad. Daar's baie kinders vandag wat daddy issues het. Daar's groot mense wat daddy issues het. Maar weet julle hoe los julle dit op? Ek het my kinders geroep en gesê, luister, ek is baie jammer oor die verlede. Ek wil hê dat julle met my vergewe asseblief. En ek het my lewe verander. Dit is jou agtergrond, jou seer kry, jou verwerping, jou dinge wat hierdie ding van aanbidding moeilik maak. Maar God kan dit regmaak. En ek kan eerlik opreg sê dat God het hierdie ding in ons familie reggemaak. Wanneer ons vakansie hou en so is ons almal saam, en die Here het as gevolg van dit het reggemaak. En as enige een van julle is wat probleme het met verhoudings,
Onthou die Here het jou lief vir ewigheid en onthou julle moet julle verhoudings gaan regmaak. Dis aanbidding. So ek het nou gepraat, ek wil nou gepraat vinnig oor sang. Sang kom uit die hart uit, kind van die Here. Het julle geweet dat die meeste liedere wat geskryf word is oor Jesus Christus? Van enige ander liedere wat geskryf is in die wêreld, die meeste wat geskryf is in die meeste en alles is oor Jesus Christus. So al die meeste liedere is oor Jesus geskryf. In Psalm 147 vers 7 staan daar: sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van ons God met die siter. Psalm 150, die heel laaste psalm in die Bybel, gaan oor hierdie oor lied, oor sang, oor aanbidding. Die heel laaste psalm in die Bybel, ek wil dit net vir julle lees. Psalm 150, kom ons lees. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met die bassynklank, loof hom met die harp en die siter, loof hom met tamboerijn en koordans, laat hom met snarespel, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met die helder simbale, loof hom met die klinkende simbale, laat alles wat asem het, die Here loof, halleluja. Psalm 147 vers 4 sê, sing 'n danklied tot die eer van die Here. Psalm sing tot eer van die Here. Wanneer jy 'n liefdesverhouding met God het, dan kry jy begeerte in jou hart om te sing lofliedere tot hom. Dit lig jou gees, dit gee jou vreugde, dit maak dat jy vorentoe gaan. Dit toon vordering. Dit help vir jou. En daar's verskillende agtergronde, verskillende maniere van sang. As jy hartseer is, dan sing jy tot eer van God. Dit gaan oor God, soos ek gesê het, nie oor jou nie. Net so in die kerk. In die kerk gaan ons sing lofliedere, waar ook al jy is, om gereeld te sing tot God. Amen. Kan die sitplekke neem. Ek wil net nog ietsie praat oor sang. Sang, wanneer ons 'n loflied tot God sing, dan verander dit die atmosfeer, dan verander dit omstandighede, dan verander dit jou omstandighede. Daar's 'n atmosfeerverandering wanneer ons lofliedere tot God sing, kan ons sê amen. Die beste manier om dankie vir die tegnologie en alles, maar vir my is dit altyd beter, ons het mos musiekinstrumente daar. Daar's 'n ander atmosfeer ook wanneer daar mense is, kan julle amen sê, dit is so, né? Want daar's 'n ander mense wat sing, wat self sing. Die tegnologie is wonderbaarlik en is baie goed en dit help ons in ons kerk. Maar ons bid vir mense wat kom sing hierso, want hulle kan die atmosfeer aanvoer en hulle kan die musiek aanpas soos die Gees van God hulle lei. En wanneer ons net met tegnologie te doen het, dan mis ons bietjie daai. Maar ek vertrou die Here dat op die regte tyd daar gaan hy vir ons musiekmense. Kan julle amen sê daarop? Maar intussen, dit is een van die aanbiddingsmetodes om te sing, om lofliedere te sing tot God. En dit verander ons lewens. En julle weet, wanneer mens lofliedere sing, eintlik ons werk is ook, ons kinders van die Here is to please God. En ek sukkel met Afrikaans. Hoe please jy God? Deur hom te aanbid, in gees en waarheid, deur lofliedere te sing. En oor lofliedere sing, so ek het net 6 punte, ek dink daar's baie meer dinge, ek wil net iets by julle laat vandag oor aanbidding. Die volgende een wat ek oor gaan praat, is oor, soos lofliedere, is nommer 1. Die tweede een is oor praat, om te kommunikeer. Kommunikasie, broers en susters, is een van die belangrikste dinge in jou lewe. Kommunikasie is belangrik, baie huwelike gaan ten gronde as gevolg van kommunikasie. Praat laat jou liefdesverhouding groei. En ek is 'n man en ek wil vir julle sê manne, en ek is ook skuldig aan. Praat met jou vrou. Sê vir jou vrou jy's lief vir haar. Praat met haar. As jy elke dag vir jou vrou sê jy's lief vir haar en jy dit wys het, sal daar nooit huweliksprobleme kom nie. Amen. Dit is so. Ek weet, ek praat met myself ook. Ek moet meer vir my vrou sê ek is lief vir haar, want vrouens waardeer dit as jy met haar praat.
Net soos God. God is God, maar daar moet 'n verhouding kom tussen jou en God. En 'n praatlose verhouding kan nie bestaan nie. Ons moet praat met mekaar. Ons moet praat met God, want God praat met ons. Praat alles met God vir wie jy lief het en wie vir jou lief is. Laat jou liefdesverhouding groei. Jou liefdesverhouding groei as jy praat. Ek wil julle aanraai om alles met God te praat. Jou hoop, jou vrese, jou drome, jou angstigheid, dinge waarvoor jy trots is en dinge waarvoor jy skaam is, jou ambisies, jou doelwitte, jou begeertes, die dinge waarvoor jy omgee en waaroor jy bekommerd is, in elke gedeelte van jou lewe. Ons moet praat met die Here, en wanneer ons praat, dan stel ons vlei, en dan gebeur daar in die atmosfeer dinge. En die Here praat is een van die belangrikste dinge van aanbidding. Ek dink ons laat na soms om met die Here te praat. Ons praat te min met die Here. Kan julle almal sê, is dit so? En ek praat van myself. En ek wil julle aanmoedig, as ons aanbidding wil verder voer, dan moet ons meer met God praat. Praat is eintlik wat hulle noem gebed, die van julle wat nie weet nie. Om te praat beteken ook dan om te bid. In Psalm 116 vers 1 lees ons, ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge. Ek het lief, want die Here hoor my stem, hy hoor my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Die Here wil ons stem hoor, hy wil ons hoor wanneer ons praat, en hy sê, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Dit is gebed. Ons moet meer tyd maak en geleentheid maak om met God te praat en dinge op sy plek reg te kry. Aanbidding is om te sing tot God se eer, om te praat met God. Ons moet meer praat met God. En wanneer kan jy praat? Is dit nodig net om in die kerk te praat? Jy kan enige plek praat met God. Wanneer jy ry, net soos wanneer jy kan sing in jou kar en oral. Die aanbidding is eintlik 24/7. Mense wat praat met die Here, die Here luister na julle stem en hy sal julle antwoord op sy tyd. En ek gaan praat, die volgende een is luister. 'n Liefdesverhouding gaan ook om te luister. Om net te praat met die Here die hele tyd en nooit te luister nie, veroorsaak 'n liefdesverhouding breek. Ons moet luister na die Here. In Johannes 10 vers 2 lees ons, maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle name en hy lei hulle uit. Dit is deel van gebed, om te luister, en die skape luister na sy stem. As ons 'n goeie liefdesverhouding met die Here het, dan kan ons sy stem hoor, dan sal ons luister na die stem. Ons kan, wanneer ons God se stem hoor, God se stem kan jou baie keer waarsku, God se stem kan jou sê, jy moet dit doen. God se stem is, hy praat met jou. Baie keer is ons te besig, ek is te besig en elkeen van ons te besig, dan luister ons nie na die stem van die Here nie, en dan kom ons in probleme, baie probleme. Ek hou soms van daarvan, en julle moet my vergewe wat ek altyd oor my ou lewe en goed te praat. Toe ek by trauma counseling gedoen het, omtrent 99% en nie meer van die mense wat in trauma situasies gekom het altyd vir my gesê, Hendrie, ek was op pad soontoe, ek onthou van 'n sekere vrou, wat het al lelike dinge met haar gemaak. Sy was op pad in die aand om na haar kar toe te gaan, en toe sy na die kar toe loop, toe sê iets vir haar, nee, ek moet nie nou ingaan nie, want sy sien 2 mense staan aan die end van die kar af, en sy sê, sy voel, sy moet nie gaan nie, maar sy luister na die stem nie, en toe sy die kar oopmaak, toe spring die mense op haar af. Luister na God se stem. God praat met ons baie keer. Ek dink van julle kan ook identifiseer met dinge in julle lewe waar jy iets gegaan het en jy hoor 'n stem, nie 'n hoorbare stem nie, maar iets sê vir jou, jy moenie soontoe gaan nie. Moenie na daai plek toe gaan nie. Bly weg daar. Moenie soontoe gaan nie, moenie soontoe gaan nie. En wanneer die dinge sleg met jou gebeur, dan besef jy, ek het nie geluister. Ek het geluister, maar jy moet luister en jy moet ook doen. As jy daai stem hoor en sê jy moenie daar gaan nie, moenie soontoe gaan nie. My vrou is nie, ek mis al baie, sy is by die sonnaarskool vandag.
En sy is altyd die een wat vir my sê, pas op vir hierdie persoon, pas op vir dit, pas op vir dit. Ek het al gesê, ag man, maar nou luister ek vir haar, want ek het al baie pak gekry om nie te luister nie. Ons moet luister na die stem van die Here, en ons moet ook luister na mense wat luister na die stem van die Here, wat vir jou sal waarsku en sê, pas op, moenie soontoe gaan nie, bly weg van hierdie mense af, bly weg van daai situasie af, moenie in hierdie persoon saam met hom besigheid doen nie, en al hierdie dinge. Nou waar kry ons om te luister? In die Bybel, in die woord van die Here. As jy die Bybel lees, dan praat die Here met jou. Jy kry dit deur ondervindings, deur mense, deur idees. Waar kry jy? Jy kry inspirasie. Partykeer voel jy net ek moet iets doen en dan dit is 'n inspirasie, maar jy kry ook temptasies. So om te luister is om jou vorentoe te vat en dit maak jou liefdesverhouding met die Here meer intiem, meer ernstig. En hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer luister jy. Ons moet tyd maak om te luister. En elke ding wat met jou gebeur, jy moet dit toets aan God se woord. Dan moet jy vrede in jou hart kry voor jy besluit neem. Om dit te toets aan God se woord, moet ons mooi die woord van die Here lees, ons moet dit verstaan, en die Here sal vir jou waarsku en sê, nee, moenie dit doen nie. Kry vrede in jou hart voor jy besluit neem. Moenie sommer net skielike besluit neem nie. Luister na die stem van die Here. Ons moet tyd maak vir jouself om vir God se woord te luister. Luister na die stem van die Here. Dit is ook deel van aanbidding. En as jy luister, sal die Here op die pad lei. Ek wil die volgende een is, identifiseer met God in die publiek. Waar jy ook al gaan, doen dit met nederigheid en wysheid. In Markus 8 vers 38 lees ons, onthou, ek sê identifiseer met God in die publiek. Die Here, ek het al mense ontmoet, wat eintlik 007 geheime agente van God is. Hulle sê ek praat nie oor godsdienst nie, ek praat nie oor politiek nie, godsdienst is my private ding, ek praat met niemand daaroor nie. Daardie persoon het eintlik 'n probleem met aanbidding, hy verstaan nie aanbidding nie, aanbidding is ook in die publiek. Jy moet nie skaam wees vir die Here nie. Hoe kan jy skaam wees vir die Here? En dan kry jy mense wat altyd op jou keus is, die Here sê so en die en daai. Moet ook pas op dat jy nie 'n Bible puncher wees nie. Bible puncher maak dat mense wat nie die Here ken nie met sulke mense te doen wil hê nie. Ek kan nie heeltyd loop en sê dit en dit en dit. Julle weet presies waarvan ek praat. Ek sê maar wat my tema is, ons moet identifiseer met God in die publiek. Nie in die geheim nie. Almal moet weet dat jy 'n kind van die Here is. En almal moet dit kan sien deur jou optrede, deur hoe jy lewe, hoe jy praat, hoe jy mense hanteer en oral. En julle wat lidmaat is van die kerk, ons bly in 'n klein dorpie, baie van hulle weet julle is lidmaat van die kerk. Jy moet so lewe, dat jy nie skaam kan wees om te sê, ek is 'n lid van die AGS Middelvlei Kerk nie. So, ons moet onsself identifiseer met die Here. Maar wat sê die Bybel daaroor? Kom ons lees wat sê Markus 8 vers 38. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige slag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige geslag, sal van die mens hom ook skaam. Die Here sê, wanneer jy jou skaam is vir hom, dan sal hy ook vir jou skaam wees. Nou, ek wil oor 2 dinge praat wat in die openbaar gebeur. Verlede Sondag het ons nagmaal gehad. Nagmaal is 'n gedeelte waar ons in die openbaar, in die teenwoordigheid van almal, nagmaal geniet in die teenwoordigheid van die Here. Nagmaal is 'n wonderlike geleentheid wanneer jy jouself identifiseer met God. Nagmaal sê dat die Here vir ons sondes betaal het, dat hy ons red, dat hy ons vergewe, dat hy ons uitgeruk het, dat die krag en die mag van sonde gebreek is. Dit word bevestig by die nagmaaltafel. Dit gee ons vryheid vir ons toekoms.
Dit gee vir ons 'n gesindheid van dankbaarheid. En nagmaaltafel is net vir gelowige mense. Net gelowige mense deelneem aan die nagmaaltafel. En daar verklaar ons. En die Bybel sê, so dikwels as julle hierdie beker drink en hierdie brood eet, dink julle aan die wederkom van Jesus. Jesus kom weer. Dis een van die redes hoekom ons nagmaal hou. Om Jesus verander ons lewens vir ewig. En daarom kom ons aan die nagmaaltafel, die sakrament van die nagmaaltafel, doen ons in die openbaar om dit te bewys en sê dankie Here dat U ons lewens verander het. Dankie dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U vir ons so lief was en daarom gebruik ons, maak ons deel. Ons vereenseldig ons met dit wat God vir ons gedoen het. Net vir Christene mense. Net Christene mense gebruik en mag die nagmaal gebruik. En die tweede een wat ons ook doen is by die doop. Die doop is 'n sakrament. Die doop is wanneer ons ou dinge aflê, wanneer ons die dood van die ou lewe verklaar, wanneer ons in 'n nuwe lewe ingaan. En ek weet op een stadium met van die ander kerkse mense, selfs dominees, hulle in die bad gaan laat doop. Maar want hulle nie geweet het dat die ander mense moet weet nie, want as hulle uitvind dat hulle laat doop, dan gaan hulle uit die kerk uitgeskop word. Hoekom wil hy hom in die bad gaan laat doop? Ons doen dit in die openbaar. Kinders van die Here, elkeen wat hier sit, ek wil julle aanmoedig. Deel van die identifikasie met God is om jou te laat doop. As daar mense is wat hier sit wat nog nie gedoop is nie, doop is 'n stap van gehoorsaamheid. Want die Here, dit staan in die woord. Doop is 'n bewys dat ek het my hart vir die Here gegee deur aanbidding en doop is ook 'n nagmaaltafel is ook 'n deel van aanbidding en om jou te laat doop is ook deel van aanbidding. Ek wil nie te veel emphasis op hierdie doopstorie hou nie, maar ek wil julle aanmoedig. Die Bybel sê dat hy het vir daardie persoon gesê, daar is water, wat verhoed my om te doop? Hoekom is daar mense wat ongehoorsaam is en wil hulle nie laat doop nie? Wat is die rede? Is hulle skaam of wat? Ek weet nie. Maar ek wil ook iets sê terwyl ek oor doop praat. Party mense sê as jy jou nie gedoop het nie, dan gaan jy hel toe. Ek is jammer om te sê dit is nie so nie. Doop is 'n stap van gehoorsaamheid. En as jy jou nie laat doop het nie, is nie te sê dat jy hel toe gaan nie. En ek sê nou nie dit vir mense sodat hulle die wat hulle nie wil laat doop nie besluit, maar die pastoor het gesê ek gaan nie hel toe nie as dit is nie te sê ek gaan hel toe as ek my nie laat doop nie. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Dit is 'n bewys van aanbidding. Dit is om te sê ek laat my doop in die teenwoordigheid van almal hier. Ek wil elkeen van julle aanmoedig. En ek dink hier's mense wat sit en dink, wel, ek moet my laat doop. As dit jy is, kom sien ons vir my na die kerk, dat ons so gou as moontlik dit afhandel. Hoekom ek sê, dit is nie, jy gaan nie hel toe daaroor nie, want God is getrou, en ons moet die woord van die Here lees, en ons moet die woord van die Here verstaan, toe daar 2 mense aan die kruis is, die een was 'n sondaar, hy het gesê, Here, wees my genadig, die ander een het gesê, hoekom gaan jy nie ons ook uit hierdie penarie uitred nie? En Jesus het vir die persoon aan die ander kant gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As dit so was, dat mense eers moet gedoop word, dan sou hy hom gesê het, jammer my maat, jy sal nie in die paradys kom nie, want jy het nie jou laat dood nie. Maar dit hang ook van omstandighede af. Asseblief, ek weet dat die Here praat met mense hierso. En as dit jy is, of asseblief, maak seker om jou aanbidding te verbeter. Kom, laat ons jou laat doop. In COVID-tyd het iemand my gevra om hulle te laat doop. In COVID-tyd het ons hier agter die kar gestop hierso en ons mense gedoop hierso. Ek weet nie of hulle my gaan arresteer het of wat nie, maar as iemand vra hulle wil gedoop word, daar's water. Wat verander jou? COVID, koos, jy gaan hierdie goed uitsaai, maar dis te laat, hulle kan my nie nou mos weer arresteer nie. Ons het mense gedoop hierso. Sê, maak ek dit toe. Kom ons doop mense. As jy regtig gedoop wil word, dan moet jy kom dat jy gedoop word. En dit is deel van aanbidding. Dis deel van jou lewe. Dis deel van jou Christendom. En wat is doop? Doop is onderdompeling. Doop is jy met jou eers bekeer en dan laat jy doop. Dit is die woord van die Here. Ons moet die woord verstaan en ons moet verstaan dat doop is belangrik. Moenie dat jy skaam wees vir God om jou te laat doop nie. Asseblief, dit is belangrik om jou te identifiseer
met God in die publiek en doop word in die publiek gemaak. Doop is om die dinge agter te laat, nuwe lewe te begin in die naam van die Here. Wees getrou aan God. Jy is aan wat en wie jy getrou is. Jy is aan wat en wie jy getrou is. Aan wat ook al jy getrou is, dit is wat jy is. En aan wie jy getrou is, dis wat jy is. As jy getrou is aan dinge wat nie reg is nie, dan is jy dit. 2 Korintiërs 16 vers 9 sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverwyld op hom gerig is. Die Here se oë deurloop die hele aarde, om diegene wat kragtig te steun, wie se hart op hom onverdeeld op hom gerig is. Die Here soek mense wat onverdeeld op hom se hart opgerig is, wat getrou is aan hom. Ek wil net die konteks van hierdie gedeelte stuur, die B-gedeelte staan, hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees. Dis koning Asa, wat nie op God gesteun het nie, en toe sê hy van nou af sal daar oorloë teen jou wees. Ek wil net die konteks sê, maar die eintlike gedeelte is, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun, wie se hand onverdeeld, wie se hart op hom gerig is. Kind van die Here, as jou hart onverdeeld op God gerig is, sy oë deurloop die hele aarde, sy oë kyk vir mense, wat hom aanbid, wat sy hart op hom vertrou is, en hy sal vir hulle deurkom kry. Om getrou aan God te wees, moet jy met jou lewe getroud aan God wees. Hoe jy lewe, in Romeine 12 staan daar, jy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. En jy moet jou liggaam gee as 'n lewendige, heilige, God welgevalle offer. Dit is jou redelike godsdiens. Om getrou te wees met jou lewe aan God, beteken om jou liggaam oor te gee aan hom. Jy moet ook getrou wees aan sy familie. Ons is familie mos. Dis hoekom ons sê vir mekaar broers en susters. Het julle al gewonder hoekom sê julle vir mekaar broers en susters? Want God is mos jou Vader en ons Vader is God en ons is broers en susters van ons Vader en ons ondersteun ons familie. Ons is hier om mekaar te help, om mekaar op te rig, om mekaar te ondersteun in tye van nood en wanneer dinge sleg gaan. Om getrou te wees, om ook te groei. Ek kan die woord elke Sondag bring en elke dag, maar wie bepaal die groei? Die woord van die Here sê dat Paulus het geplant, Silas het nat gegooi en God het laat groei. As jy wil groei, dan moet jy die Here vra om te groei. Dan moet jy begin om Bybel te lees en dan moet jy deel wees van die familie en dit is getrouheid. Om getrou kerk toe te kom is ook deel daarvan. En dan sal jy groei. Hoe groei mens? Ek sien mense wat hier kom en hulle lewens verander en na 'n tydjie dan sien ek nee, maar hulle het nou weer afgedwaal. Hoekom? Want hulle was nie getrou nie. Getrouheid is een van die belangrikste dinge by aanbidding. Getrou, kom getrou. Hoe moet ons nog doen? Ons moet ons talente vir die Here gee. Dis aanbidding. Ek het gehoor van, ek kan nie die man se naam onthou nie, maar ek het gelees oor hom. Hy is 'n goeie atleet, hy hardloop vinnig. Hy sê as ek so vinnig hardloop, dan sê ek dankie vir die Here dat hy my die talent gegee het. Elkeen van julle talente. En julle moet getrou wees om daai talente uit te voer tot eer van God se naam. Talente, daar's mense wat baie hier sit wat baie meer talente as ek het. Kind van die Here, hoor die stem van die Here aan. Aanbidding beteken om jou talente te gee, getrou te gee tot eer van die Here. Elkeen wat 'n talent het. Ons kort mense wat kan sing. Ons kort baie mense hierso. Enige talent wat jy het, jy kan dit hier uitleef in hierdie kerk. Amen. God wil hê jy moet jou talente uitlewe. Talente het God vir jou gegee en jy moet dit uitlewe.
Julle weet die storie van die talente wat uitgedeel is, die man wat een kry, dit begrawe. En die Here het gesê, jou slegte en lui diensknegt. Talente is deel van getrouheid. Gee jou lewe jou talente uit. Daar's mense wat begeertes het, wat goedes wil doen. Ek wil julle aanraai, as die Here vir jou 'n plan in jou lewe gegee het, moenie wag nie. En weet julle wat, dis nooit te oud nie. Ek gehoor Kentucky, wie's daai kolonel Sanders? Hy was in die 60 of amper 70 toe hy begin het. Kyk hoe groot is daai besigheid van hom. Hy het lank gewag. Ons is baie jonk. Kom ons gebruik ons talente tot eer van God. En ons moet die goeie nuus, die evangelie, versprei dit. Daar's mense wat ek nie met mee kan doen te nie. Wanneer ek probeer altyd met mense praat oor die Here. Daar's mense wat by julle werk is, mense wat daar by julle huis kom, wat graag wil hoor die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Moenie skaam wees, gaan vertel hulle, wees getrou daarin. Die woord van die Here sê, jy moet opreg wees soos 'n duif, en soos versigtig soos 'n slang. Jy moet opreg wees en versigtig, wanneer hulle mens die goeie nuus van Jesus verkondig. Maar die beste manier om dit te doen, deur jou lewe. Ek dink, daar's 'n man wat gesê het, gaan versprei die evangelie, en as dit nodig is, gebruik woorde. Ons moet baie versigtig wees met ons woorde, en ons moet getrou wees, en ons moet vra vir die Here. Aanbidding is om jou talente te gebruik, om getrou te wees, al jou talente wat die Here vir jou gegee het. Daar is nie een talent wat God nie kan gebruik nie, tot eer van sy naam, en dit is aanbidding. Aanbidding is 'n lewenswyse. Daai man wat gehardloop het, hy sê, ek hardloop want die Here het my daai talent gegee, tot eer van sy naam. Alles wat ons doen, dis wat die woord sê, alles wat jy doen, doen dit tot eer van God. Gebruik jou talente, versprei die evangelie, en gee ook vir hom. Die laaste woord wat ek gaan praat vanoggend is gee vir hom. Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. Jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. Julle weet hierdie mense van hulle is mosmosem, give of the givers. Hulle gee sonder om lief te hê. Hulle het 'n ander doel vir die gee van hulle. Hulle doen fantastiese werk. Maar hulle ken nie die Here nie. En ek het laas gelees, en ek wil nie politiek om goed praat nie, dat hulle kry ook baie geld, en baie van die geld wat hulle kry, gebruik hulle ook vir oorlogvoering, by oorlog en al daai goeders. Hulle het 'n hidden agenda met hulle geery. Hulle kry baie, maar hulle gee baie. Daar in Johannesburg, in die middelstad van Johannesburg, is daar fabrieke wat klere maak, skoene maak en al daai goeders. En daai goed wat hulle maak, gaan uit na ander lande toe om hulle te help in die oorlogvoering. Dit is koos voor jy goed gaan. Ek wil nie goed praat met my in die moeilikheid gaan kom nie, maar ek weet dit is so. So wat ek eintlik wil sê is gee. Gee omdat jy lief het, kind van die Here. Hier's baie mense hierso wat gee uit hulle hart uit. Die Here seën julle en die Here sien wat julle doen, want die woord van die Here sê die regterhand moet nie weet wat die linkerhand doen nie. Ons het baie mense gee en mag die Here jou seën. As die Here op jou hart druk om te gee, moenie twyfel nie, want hoekom twyfel 'n mens? Kom ek lees 2 Korintiërs 8 vers 7. Maar soos in alles oorvloed is, in geloof en in woord en kennis en alle ywer en in alle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdesdaad oorvloedig is. 2 Korintiërs 8 gaan oor die liefdesdaad van gee. Kom ek wil weer vir julle lees wat sê Paulus aan die Korintiërs. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof is julle oorvloedig, in woord is julle oorvloedig, in kennis is julle oorvloedig, in alle ywer en in julle liefde is julle liefde vir ons. Sorg dat julle hierdie liefde daad ook oorvloedig is. Wat Paulus sê, wees oorvloedig om te gee. Gee vir mense, baie mense wat gee ontvang. Daar's 2 soorte mense. Die Bybel sê God het 'n blymoedige gewer lief.
En ek dank die Here vir elkeen wat gee. En ons bid vir die mense wat gee. Dis as gevolg van julle wat gee, dat hierdie kerk nog staan, kan ons sê amen daarop. En weet dit dat die Here vir julle sal seën wanneer julle gee. En julle moet gelukkig, dankie Here, julle ken my. Ek is nie hier om te bedel vir geld vir die kerk nie. Die Here voorsien. Maar ek wil julle aanmoedig, gee. Want die Here sê, vrymoedige, die Here het 'n vrymoedige gewer lief. Dankie vir elkeen wat gee. Om te gee is aanbidding. Ek gee, want God het my geseën. Daar's mense wat gee, maar dan sal mense wat vrees, hulle is bang om te gee. Die Here praat in 'n hart en sê, hoorie, ek wil hê jy moet dit gee. Dan dink hy, eerste wat die duiwel vra, as die Here vir jou sê jy moet gee, dan sê hy maar, wat van dit, wat van die, wat van daai, dan kry jy vrees. Onthou, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en van liefde en selfbeheersing. Wanneer die Here vir jou sê jy moet gee, gee my broer en suster, hy sal jou seën. Kan amen sê daarop. Daar's 3 soorte mense wat gee. Mense wat gereeld gee, mense wat soms gee en mense wat weinig of nooit gee nie. Kom ons gee vir die Here. Hoor my hart. Hoor my hart. Ek sê dit vir julle, nie vir my nie. Ek sê, ek beloof vir julle wat ek hier sou staan. So aanbidding, ek wil net opsomming maak. Waaroor gaan aanbidding? Aanbidding gaan oor hierdie liefdesverhouding nommer 1 tussen jou en jou God. Tussen jou en jou God. God het jou lief. Hy het jou eerste lief gehad en jy doen aanbidding om jou liefde wat jy vir hom het te bewys, want jy kan nie iemand lief hê as jy dit nie bewys nie. So ons doen dit deur sang, ons doen dit deur praat, om dankie te sê vir die Here, om te bid. Ons doen dit om te luister na die stem van die Here. Ons doen dit wanneer ons in die openbaar ons identifiseer met God. En ons doen dit ook om te gee. En dit is die woord van die Here. Dit is wat God op my hart gelê het. En ek wil bid dat die Here die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat die Here dit in ons harte vas sal maak. Ek bid dat dit 'n woord dat ons, wanneer ons hier uitgaan, my gebed vir my en vir elkeen van julle, as ons hier uitgaan, dat ons verstaan presies wat is aanbidding. Baie van ons het gedink aanbidding is net om liedjies te sing. Dis baie meer as dit, dis deel van dit. Aanbidding is jou lewe. Aanbidding is alles wat jy doen. Alles wat jy doen. Die woord van die Here sê, en alles wat jy doen, doen dit tot eer van die Here. In klein dingetjies en groot dingetjies. Aanbidding. Wanneer jy vir iemand bid, dan doen jy aanbidding. Wanneer jy van iemand goed gee, dan doen jy aanbidding. Wanneer jy goed werk by jou werk, wat die mense kan sien, dan doen jy aanbidding. Ek het gehoor van 'n man wat 'n groot besigheid gehad, 'n fabriek, en hy het mense by sy fabriek laat werk. En eendag het hulle hom gevra, hoorie, wat is jou geheim? Want ek sien jou fabriek werk baie mooi. Hy sê, nee, die mense wat ek hier kry by my werk, is Christene mense. En hulle, jy weet, hy sê vir hulle, julle weet, hierdie mense, hulle steel nie my tyd nie. Hulle werk tot op etenstyd, dan gaan hulle, dan kom hulle betyds terug. En hy noem hulle hallelujah people. Hy sê, dis hallelujah people. For everything, they just say hallelujah. En hulle werk reg. Hulle is nie skelm om die telefoon te gebruik en my goed te gebruik nie. Dis aanbidding om so te lewe. Kom ons vra die Here om vir ek en vir u te help om so te lewe. Laat ons 'n lewe van aanbidding lewe om die Here te aanbid. Kan ons sê amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Dankie vir die woord, Here, die evangelie, die good news, die evangelo. Ek bid vir elkeen wat hier is en ook vir my. Ek dank u, Here, dat ons aanbidding in 'n mate verstaan. Help ons, Here, dat ons aanbidding sal lewe in ons lewe. Want die Here sê dit is die eerste en groot gebod, die belangrikste is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Laat ons dit sal doen. En om lief te hê beteken dan ook om anders te lewe. Help ons, Here, dat ons anders sal lewe as ander mense, dat ons aanbidding deel van ons lewens sal maak. Elke dag van ons lewe. Dankie, Here, vir die wat dit reeds al verstaan. Vir ons, help ons om dit te verstaan. Hou julle oor net so gesluit. Daar's altyd, wanneer ons die evangelie hoor, wanneer die Here in ons hart praat, in Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan en klop. Die evangelie is 'n klop evangelie. Die evangelie klop aan jou hart. As daar iemand is wat die klop van die evangelie vandag gehoor het en sê, ek wil graag my saak met God regmaak, want ek verstaan dat ek die eerste belangrikste ding wat jy moet doen voor jy kan aanbidding doen,
is om Jesus jou saligmaker en jou verlosser te maak. As daar iemand is wat nog nooit sy hart vir die Here gegee het nie, wil ek nou vir hom 'n geleentheid gee om net jou hand op te sit. Ek gaan nie vir jou vorentoe vra nie, niks nie. Ek vra net, steek net jou hand op. Sê Here, hier's ek het die evangelie gehoor en ek wil graag my saak moet regmaak. As daar so iemand is, steek jou hand op. Dankie vir die hand wat opgegaan het. Ek weet dis mense, Johan, ek wil graag as ons klaar met jou ook praat, okay. Die van julle wat julle hand opgesteek het, ek glo, ek wil hê, as ons klaar is hierso, dat ons na die bidkamer toe gaan, en ek Johan uitgesonder, sorry Johan, dan kom, ek wil net met julle praat oor hierdie saak. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die liefde van God en die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van God met ons wees. En mag ons aanbidding in ons lewe verstaan. In die naam van Jesus. Here, ek bid, Here, dankie dat die woord van die Here sê, my woord sal nooit ledig teruggaan nie. Ek profeteer die woord van die Here, dat dit nooit ledig sal teruggaan nie. En dit sal bereik wat dit moet bereik, in elkeen van ons harte. En dit sal uitsprei tot in hierdie area. Dankie, Here, vir aanbidding. Amen en amen.